Welkom terug by die groot ontbyt se kombuis. Is ons hier saam met 'n merkwaardige chef. Chef Renate van der Berg-Lord. Ek dink sy is los aan een van die beste chefs wat ons hier het. Ek sê dit want sy het my voor die tyd gesê ek moet oulik wees met haar, dan kry ek ietsie verrassend hier later. Ek wil ook graag daai raams as jy dit net kan neerskryf vir my en Jo, teken, beste en dan kan ons dit Esther. sommer hier oral opplak. Esther chef. Beste chef. Hoe gaan dit jou? Goed, dankie en self. Ryk, maar nederig. Ag, ek is bly. Ja. Ja. Hoorie, jy gaan vir ons 'n heerlike dingetjie maak met my. Dit lyk asof ek al klaar hierdie bord wil tackle. So ek het nog nie eers vir jou gesê wat ons maak vandag nie. Jy hoef nie te sê nie, ek lees vir die oë. En jy kan ook net nou proe. So. Mag ek? Is Proe dit my lekker dit bedryf? smaak. Ja, met liefde. Nou, maar kom ons praat 'n bietjie oor wat gaan ons doen. Ja. Ons gaan later ons die besigheid bou, maar kom ons praat oor die preparasie. Yes. So, vandag maak ons 'n chimichurri sous. Chamat, Chimichurri sous. waar kom dit vandaan? So dit kom van Argentinië af. Dit is 'n sous wat jy nie kook nie. So dis eintlik net soos 'n kruie salsa wat jy bymekaar sit en chimichurri. Chimichurri. Beste op rooi vleis, Ja. maar soos jy kan sien vandag het ek dit op 'n lekker broodjie vir ons. Jy kan dit ook op hoender sit. Ek het ook omdat ek nou so baie gemaak het gisteraand, het ek 'n bietjie in my tomatie pasta gesit en dit is heerlik. En kyk net, ek hou van resepte, maar eintlik moet jy moet met jou hart kook. So Jy moet met ek jou het nie 'n resep ingestuur vir hierdie nie, want daar is soveel maniere hoe jy dit kan maak. O, is al En een van so daai as chef jy net moerbei goeters. ja, dit Ja. is. Dis wat dit is. So tradisioneel maak jy dit met petersilie en met oregano, gedroogde oregano. Maar baie moderne resepte het ook koriander in deesdae en mense hou daarvan om paprika ook in te sit. Chimichurri. Sê vir my, jy het gesê mens kan dit op rooi vleis sit. Rooi vleis. Na die tyd voor die tyd as jy dit gaar maak. Jy kan dit as 'n marinade gebruik Ja. of jy kan as jy hom klaar gaar gemaak het, kan jy dit opsit. En dit is net hierdie lekker vars soos kruie salsa wat jy opsit en dit is heerlik. Nie gaar gemaak nie. Nee, nie gaar gemaak nie. So al wat jy doen is jy sny alles baie fyn, meng dit saam en hoe langer dit staan, hoe meer verander die smaak en hoe meer raak hulle beste maatjies en hoe lekkerder raak dit. Alright, so kry jou pen en papier of potlood en notaboekie bymekaar. As ons terugkom na die nuus, dan gaan ons praat oor hoe om hierdie chimichurri sous in mekaar te maak. Die Argentynse nie gekookte lekker op vleis sous. Ja, eintlik maar net op alles, net nie op jou soos soetgoed nie. Ek dink nie dit sal lekker Ja, wees nie, maar ja. enige iets op jou sout. Welkom terug. Ons is hier in die kombuis saam met chef Renate van der Berg-Lord. Ons het in die vorige segment Renate gepraat oor die chimichurri sousie wat ons gaan bou vandag en waar hy vandaan kom, Argentyns en dis meer. Ja, so nou gaan ek jou wys hoe om dit bymekaar te sit. 'n Proper chimichurri. So ek dink as ek jou een wenk kan gee van hierdie sous, Ja. is jy moet alles baie fyn sny. So Ja, want dis nie, soos jy sê, dis nie gaarsous nie, nee. Nee. Die So dis 'n stukkies bly rys. heel. Ja, so jy wil hê dit moet lekker fyn wees sodat elke happie het jy 'n bietjie van elke geur daarin. Mooi opgekap. Ja. Nou maar lekker. Waar begin ons? Okay, so jou hoofbestanddeel gaan petersilie wees. En jy gaan meer petersilie gebruik as wat jy dink jy gaan. So dit gaan gebruik. lyk soos 'n pestoudige besigheid, sou jy sê. Wel, pesto net omdat hy groen is. Ja, maar kleurgewys. So hierso kan jy sien hoe mooi ek my petersilie gekap het. Ja. En nou het ek hierso 'n bietjie rooi eie wat ek hier gaan insit. Jy het dit baie mooi gekap want die Okay. kleur het sommer in die bak afgegee. Dit staan al wel van gisteraand af in daai Yes, bakkie. like. So. Ja, petersilie se kleur uitkap. Okay, en nou die lekker ding met hierdie sousie is Hoeveel eie is jy daar? hierdie is net 'n halwe rooi ei. Halwe rooi Maar ei. dis die lekker ding van hierdie sous is jy kan besluit hoeveel jy wil insit. maar Okay, so dit kry 'n bietjie 'n rooi russie in. As jy van brand hou, kan jy meer insit. As jy nie van brand hou nie, Nasmaak. hoef jy nie in te sit nie. Nou maar lekker. Dis soos jy sê, jy het nou gesê dis 'n chef moerbei resep. Ja. Wat jy het gesê, ek het dit gesê. Maar dit gaan oor waar jou smaak die lekkerste lê, Ja. kan jy bietjie meer insit. Maar die bestaande petersilie, fyn gekapte petersilie, fyn gekapte eier, fyn gekapte russie. En 'n rooi eie, want dit is baie soeter as wit eie. Jy sien ek, niemand sê dit altyd nie, maar rooi is soeter dan. Okay, dan knoffel. So Fyn ek is 'n gekapte knoffelmens. knoffel. Ek hou ook. van 'n bietjie ekstra knoffel. En dan het jy gedroogde oregano wat jy ook bygooi. Okay. Gedroog. So, nou meng ons hierdie net saam. Dan sit ons 'n bietjie sout by. Okay, jy was nie skaam vir die sout nie. Nee. Onthou, smoke. Smoke. Sout. Sorry. Sout gee die smaak. So dink daaraan as jy nou hierdie petersilie gaan eet, dan gaan jy net klein bietjie petersilie
proe. Maar sodra jy sout bysit, dan gaan jy hierdie ongelooflike geure van petersilie proe. So jy wil seker maak jy sit genoeg sout by. Pepertjie. Peper. En dan gaan jy nou 'n bietjie rooi wyn asyn bysit. Rooiwyn asyn. Ja. Toe jy sê bietjie, toe jy eintlik So nie veel. veel. Ja. Dis baie. Raak Dis goed. die Ja. lekker ding is, jy gaan hom meng en dan gaan jy hom proe. En dan ook olyfolie. Net gewone olyfolie. Jy hoef nie 'n ja. trek my. Sorry. Jy hoef nie 'n druiwepit of so iets spesifiek te gebruik nie. Nee. Gewone olyfolie is die trek doen. Gesonde Nou olyfolie. meng ons dit saam. Ja. Lekker. Sien jy, hy lyk nog 'n bietjie droog. Hy lyk nog ja, en as jy So. 'n bietjie sous in bysit. Wil jy Ja, hierdie ding moet gebietjie. baie vloeibaar wees of wil jy hom Ja, skep te kyk, lepel? dis 'n sousie. So hy moet 'n sousie consistency wees. Dan gaan die mense hierdie besigheid laat staan vir 'n Ja, okay. So, jy wil hê dit moet staan. Van al hierdie geure hier binne moet soos beste maatjies raak. Ja. Okay. En jy gaan nie kook nie, so hulle moet aan. Nee. So hoe langer hy staan, hoe lekkerder is dit. So nou het ek my lepeltjie. Nou gaan ek net proe hoe smaak dit. Baie lekker, maar weet jy wat? Hy kort nog asyn. Jy sien. Dis hoekom 'n mens maar nie resepte altyd presies neerskryf nie. Jy proe hulle. Ja, proe jy nie jou kos nie. Ek proe dit wanneer Die dit chili is eintlik nou 'n bietjie is 'n bietjie rof. hy is daar, hoor. Skep dit 'n paar bietjie chili uitskep dan maar. Jy kan nie. As ek begin hoes, nee. Is nie omdat ek siek is nie. Okay, nou kan jy sien hoe lekker geurig is hierdie. Ja. Chimichurri, laat staan. Jy sê, hoe lank kan staan hy nou? Okay, so ideaal oornag. Maar Oornag. as jy dit maak, dan kan jy hom net soos 2 ure laat staan. Oeg, genade. En ek het eintlik geskenkies vir jou en Jennifer. So hierso is vir julle albei 'n lekker sousie en jy kan sien hoe lekker het hy nou gestaan en sy geur gekry. Dankie Renate, ek kan nie wag nie, ek waardeer dit. Sousie kollega, wie wat gaan ek doen? Ek gaan op skool aan braai nou. Ja, jy moet. Dat hierdie En op dis die 'n beste op 'n rooi vleisie, hè. Maar soos kyk, hierso het ek dit net op 'n lekker broodjie gesit. Hoeveel chili het jy daar gesit? 'n bietjie minder as hierdie. Bietjie minder. Hierdie een het 2 chilies in gehad. Daai het 'n en jy wil 'n rooi russie gebruik want dit gee maar net bietjie meer kleur. So jy kan 'n groen een gebruik, maar hy verdwyn eintlik maar Baie net. maak lekker. Baie dankie vir jou moeite en mens wees chef Renate van der Berg Rol. Daar's Argentynse chimichurri sous. Hoe om hom te maak? Onthou, nasmaak. Dankie vir dit. Dankie. Nou maar blink aan bo. Ons sien julle nou aan kuier ons saam met Stef Bos hier in die ateljee, maar eers 'n chimichurri sous probeer. Dankie. Plesier.